En dan besef mense weer, alles is net genade. En dit help nie om onder hoe die dag gaan word nie. Lewe die dag vandag. En baie dank vir al ons gebede, al ons besoeke. Ek dink en weet, dit is wat my daar leer. Baie dankie daarvoor. En wil ons ook net sê, baie dankie aan ons ondersteuning vir die lengtekonsert, Vrydag aand. Dit was 'n reuse sukses geweest. En dan was ook net weer sê, ons het heel wat nuwe intrekkers en almal is bewus daarvan. Maar in hierdie voorste ry wat hier in die kerk sit, is nie 'n normale strafklas. Ons sit nie maar daar is seker heel wat geloof wat kwalifiseer vir dit. Maar dit is ons finale jaarklas. En ons verhaal ook in ons gebede en dan volgende week op die finale jaarskamp. Dit is baie sterkte en hier. En dan gaan ons al die kinders in die kerk so agterbring aan die diens. Dis die diens vir jou. Gemeente, goeiemôre. Welkom vanoggend by die erediens. Dis lekker om te sien dat die weer so 'n bietjie van 'n effek het. Die laaste paar maande het ons gesien hoe almal verskriklik warm aantrek en nou lyk dit asof die lente hier is. Jy kan sien ek het tot groenerig aan vandag om die lente te vier. Wees maar versigtig, September en Oktober kom nog, dan gaan ons weer 'n lekker kouetjie van, maar dit is mos deel van die pret. Dan wil ek self ook nie dankie sê vir almal wat die lentekonsert ondersteun het, maar ook vir almal wat ons buurgemeentes bazaars ondersteun het. Sy het sê baie dankie, hulle het 'n bietjie vroeër is oog uitverkoop, so dit was vir hulle 'n lekker en goeie een gewees en volgende hoor dit laat weet hulle het 'n baie suksesvolle bazaar gehad. So dankie vir elkeen wat daarop ondersteun het en deel was daarvan. Dit van my kant af, kom ons moet saam voor U staan. Jubel tot eer van God, ons sterkte, juig tot eer van die God van Jakob. Sing, slaan die tamboerijn, laat hoor die lieflike klank van die lierenaar, blaas die damshoorn in die naam, met die volmaan op 'n feesdag, want dit is die instelling vir Israel. Here, mag ons onthou dat ons veronderstel is om gereeld na ons lewens, na die wêreld te kyk, en nie net raak te sien alles wat verkeerd is, alles wat moeilik is, alles wat problematies is, maar ook te sien daar waar U werk, daar waar U betrokke is, die goeie en die mooi, wat tog in hierdie wêreld aan die gebeur is en aan die werk is. Dankie dat ons U daarvoor kan loof, U daarvoor kan eer en kan dankie sê, dat U vir ons goed is, dat ons ook lekker dinge kan ervaar en lekker dinge kan deurgaan. Here, ons wil U wel vra, wees asseblief spesiaal nou met die matrieks wat besig is met hulle rekordeksamen, dra en sterk hulle daarin, mag hulle hard leer en beter punte kry as wat hulle verdien. Wees met elke onderwyser wat met hulle werk, en ook elke ou, hierdie moeilike tyd van die jaar. Here, kom wees met ons waar vandag die laaste amptelike dag van die winter is, en ons van môre af in die lente ingaan, en ons hoopvol is vir 'n mooi en goeie seisoen. Mag die tyd wat vir ons voorlê, een van voorspoed, een van genade, een van goeie reëns op die regte tyd wees. Mag die seisoen wat ons ingaan, een wees waar ons U liefde, U guns, U genade kan ervaar en U daarvoor prys. Here, kom wees asseblief ook vanoggend hier met ons by die diens. Mag dit wat ons hier doen, U naam verheerlik en ons nader aan U bring. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here.
Ek wil graag vra dat die jongens wat hier is, asseblief na vore kom. Ek wil graag sien jy met julle gesels. As jy hier voor is, kan jy maar sit, dan kan ek julle makliker sien. Môre julle, hoe gaan het vanoggend met jou? Kan net goed wees. Kan net goed wees. Ek dink dit is 'n lekker naweek gewees, dan is dit so leuk. Jy die skool oorleef. Dit was nou een van die eerlikste en beste antwoorde, gelyktydig ja en nee. Maar ja, dis hoe die lewe gaan. Vanoggend gaan ek met julle een van Jesus se heel kortste gelykenisse deel. Ken julle die storie van die wyse en die dwaase man? OK. Jesus het op 'n tyd vir mense verduidelik wat wysheid en wat dwaasheid is. En hy sê dit is soos twee mense wat 'n huis bou. Nou die een persoon bou sy huis op die rots. Hulle moet 'n fondasie maak en as jy op 'n rots wil bou, dan moet jy eers in die rots goed versny dat jy die mure daar kan insit. Dis soos wat ons vandag doen. Jy grawe 'n sloot, gooi sement dat hy stewig is, dan bou jy daarop, dan staan hy redelik vas. Maar dit is 'n tydsame proses. Dis nie maklik of vinnig. Die ander ou besluit, hierdie sand lyk nie te sleg nie, ons vee hom gelyk en ons bou op dit en dis 2 keer vinniger as die ander een sin klaar. Wat dink julle die mooiste huis gaan? Die sterk huis is heeltemal reg. Want dit is waar die ding inkom. Alhoewel albei huise gebou en albei iets gedoen het die een 'n probleem gehad. Want is ons altyd in 'n plek wat lekker weer het en mooi is, die sonnetjie skyn en alles gaan fantasties. Veral hierdie tyd van die jaar, dan waai die wind verskriklik in September, Oktober, dan begin dit reën. En as dit reën, dan raak dit nat. Eerste jaar wat ons in Carletonville hier was, het ek nogal gewonder wat hulle met die gras gedoen het, want as op jy trap, jy het so spons water uitgegee. En dit kan nogal interessant raak. Nou, as jy sand nat maak, dan is dit geneig om rond te skuif. So die ou wat sy huis op die sand gebou het, sy huis het so gemaak. Omgeval, kapot, klaar met dit. Nie breek nie. Die ou wat sy huis op die steen gebou is, het gebly, want hy het 'n goeie fondasie gehad. En Jesus het dit vertel om vir mense te leer, in jou lewe moet mens nie altyd die ding wat maklik is nie. Soms is dit die moeite werd om tyd en aandag in goed te gee. Dis soos met skool. As mens net daar is, nie aandag gee, dis makliker en jy gaan dit klaar maak. Maar wanneer jy eksamens kom, dan hoop en bid jy dit gaan baie goed. En as die rapport uitkom, dan wil jy baie graag voor jou ouers skryf dat jy kan sê, hulle het nie hierdie kwartaal gegee nie. Want jy weet dan jy moeilikheid. Terwyl as jy hard werk en jy kan bring, dan weet jy, wanneer die toetse kom, dan is dit nie so sleg nie, en dan gaan jy beter doen. En so is dit elke deel van mense lewe. As jy tyd sit in jou geloof, wat tyd vat, want jy moet Bybel lees, jy moet bid, jy moet kerk toe kom, kategese bywoon, by die skool in die praise and worship goedjies deelneem, saam sing, dan vat dit baie tyd van mens, maar dan wanneer dinge moeilik raak, dan onthou mens, dis nou moeilik en hier is 'n krisis, maar God is lief vir my. Hy het gesê hy het 'n plan vir my. So as ons daai aandag en tyd gee wat wysheid nodig het, dan kom ons ander kant uit. Gaan julle saam met my bid? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons in die Bybel met gelykenisse, met eenvoudige stories kon vertel, hoe die wêreld werk en wat saamkom. Here, help ons om reg te wees, om die moeite te doen om in ons lewens in te bly, in ons skool, in ons werk, maar ook veral in ons gelooflewens, sodat wanneer die toetse kom, wanneer die lewe moeilik is, wanneer die bob op die fan tref, ons ander kant uitkom,
en ons staande sal bly wat ook al die wêreld teen ons gooi. Mag ons die genade ontvang om wanneer ons foute maak, die geleentheid te kry om tog 'n goeie fundament te bou. En help ons om deur die Heilige Gees te doen wat goed, mooi en reg is. Amen. Dis 'n hele kans vir 'n liedjie saam. OK, kom ons staan saam. As ek reg is, het hierdie een bewegings op, so die volwassenes kan saam staan en die bewegings op die skerm volg. Dit mag dalk nie die bewegings wees wat julle met die liedjie geleer het nie, want ek het nogal gesien op van die YouTube liedjies, gee dit my ouderdom weg, want van die bewegings wat ek geleer het, amper 40 jaar terug, is bietjie anders. So, ons kyk saam, sing saam en gee dit. Kom ons staan saam en loof die Here. Die wijze man, dat ze huis op die rots. Die wijze man, dat ze huis op die rots. Die wijze man, dat ze huis op die rots. In die reden weer gestoord. Die reden stond weer in die voetspel op. Die reden stond weer in die voetspel op. Die reden stond weer in die voetspel op. In die huis op die rots staan vast. Dit was een man, dat zijn huis op die zand. Dit was een man, dat zijn huis op die zand. Dit was een man, dat zijn huis op die zand. In die redding weer gestoord. Die weer stond weer in die voetspel op. Die weer stond weer in die voetspel op. Die weer stond weer in die voetspel op. In die huis op die zand valt plat. Dank julle. As jy een deel in 'n sweetie gekry het, dan kan die alvas, die voorskoolgroepie saam in die Linda gaan, en die res is welkom te gaan sing. Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 14 van vers 1 en dan spring ons na vers 7 tot 14. Lukas 14 van vers 1 en dan vers 7 tot 14. As jy al ooit op 'n Sondagoggend na RSG se oggendgedagte geluister het, sal jy waarskynlik agtergekom het dat so amper helfte van die tyd is die teksgedeelte wat gelees word dieselfde as in die kerk, dis omdat ons vaagweg die leesrooster volg. Die preke verskil, maar die tekste word deur duisende gemeentes wêreldwyd op dieselfde tyd gebruik. Dit lyk so finaal as almal die tekste. Kom ons word saam stil, vra die Here om by ons te wees. Hemelvader, dankie dat ons vanoggend as u gemeente hier byeen mag wees, saam met soveel ander gemeentes wat u stem kom soek, u kom loof en u kom aanbid. Here, kom wees asseblief vanoggend hier met ons, wanneer ons uit die woord uit lees. Mag ons vandag hier ontvang wat u vir ons bedoel het. Amen. Lukas 14 vers 1. Op 'n Sabbatdag, toe Jesus na die huis van die vooraanstaande Fariseër toe gegaan het, om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou. Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan die tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis. As iemand jou na 'n bruiloft toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitnooi wat belangriker is as jy. Dan sal hy, wat julle albei uitgenooi het, na jou toe kom en sê, gee 'n bietjie plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot die skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit nie op die agterste plek.
Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kan sê, vriend, kom sit hier voor. Dan sal jy die agting van al die gaste kry. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Hy het ook vir die gasheer gesê, as jy die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of jou broers of familie of bruikbure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer sal uitnooi en jou op die manier vergoed. Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, krepeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Tot daartoe ons skriflesing vanoggend. Hierdie gedeelte van Lukas wat ons gelees het, bevat 'n gedeelte wat ons nie vanoggend gelees het nie, en dit is redelik doelbewus. Die eerste gedeelte is die inleiding van wat van vers 7 af gebeur, en dan 'n baie vreemde gebeurtenis wat in die middel van dit gebeur, want Jesus word op die Sabbat, wat redelik tradisioneel is, genooi vir 'n ete, want mense het saam met familie en vriende op die Sabbat geëet, lekker ontspan en dit geniet, soos ons maar baie keer familie Sondagmiddagete saam doen. As jy ouer is, dan onthou jy dalk die formele familie Sondagete waar die kinders moes stil wees, en na die tyd het almal 'n middagslaapie gaan maak, en daar was groot stilte in die huis gewees. Nou, Jesus word na so tipe ete genooi, en dan vers 2 tot 6 vertel vir ons op pad soontoe wat gebeur. Want Jesus en 'n paar ander fariseërs is nou op pad na hierdie ete toe, en terwyl hulle op pad is, loop hy iemand teë wat siek is. En Jesus gaan stop met hierdie ouens wat hom so fyn dophou, en hy vra vir hulle die vraag: mag mens iemand op die Sabbat genees? En dis een van Jesus se tipiese verskriklik stoute vraag. Want as jy nou baie mooi gaan kyk, dan gaan lees jy Eksodus 20, die 4de gebod sê, op die Sabbatdag mag jy nie werk nie jou vrou nie jou kinders nie die bywoner nie jou slaaf nie die bees of donkie wat jy het mag in die werk gesit word nie, almal moet rus. So, die antwoord wat jy sou kon gee is, nee, jy mag nie, want genesing is werk, so op die Sabbat mag het nie gebeur nie. Maar hulle sou versigtig wees met te sê, want dit hang af. Een van ons beste voorbeelde daarvan is Abraham. In die Bybel dan lees ons, veral die kinderbybel, dat Abraham op 'n dag in die tent gesit het. Hy was nie daar uitgesit. Nou, baie min mense is lief daarvoor om net te sit en niks doen. As jy sit en niks doen, dan is dit normaalweg vir 'n goeie rede, want baie van ons is ons maar lekker besig en sal ietsie vind om ons mee besig te hou as ons 'n keuse het. En Abraham was iets tussen 'n besigheidsman en 'n boer, so hy sou een of ander iets gehad het wat gedoen moet word, 'n projekkie wat aangewerk moet word. So die feit dat hy in die tent gesit het, sê vir mense, daar was iets aan die gang. Dit was of 'n Sabbatdag gewees, of 'n dag wat jy soos die Sabbat moes hanteer deur nie te werk. En toe kom daar 3 mense daar aan. En Abraham se dadelike reaksie is, hy spring op, hardloop nadat hy nie dit op die Sabbat nie. Hardloop is heeltemal verkeerd. Hy nooi hulle so toe en sê toe vir hulle, kom sit. En hy laat kry die slawe en vra vir sy vrou, sal jy asseblief roosterkoeke bak. Gelukkig daar nie baie nie, so tussen 20 en 40 kg meel se roosterkoeke. So, redelike groot operasie en werk wat daar gebeur, en dit gebeur op die Sabbat, na alle waarskynlikheid. Wat sê, heilige Sabbat moet nie werk nie, maar soms is daar goed wat gedoen moet word. Want in die Midde-Ooste waar Jesus geleef het, waar Abraham geleef het, waar al die dinge gebeur het, was daar 'n reël gewees wat jy nie maklik gebreek het nie, dis die reël van gasvryheid. As iemand by jou aankom en jy ontvang hulle as 'n gas, en hulle aanvaar dat hulle jou gas is en tree op soos 'n gas, is jy verantwoordelik vir hulle.
Sommige areas het dit amper ritueel gemaak, as die persoon daar is. Vir die volgende 72 uur is jy verantwoordelik daarvoor om te sien dat hulle kos het, veilig bly en beskerm is. Dis hoekom Sodom en Gomorra deels vernietig is, want hulle het absoluut sonder gasvryheid opgetree teenoor die mense wat Abraham in die geval met groot gasvryheid ontvang het. So in die Ou Testament is daar alreeds gevalle waar die antwoord sou wees, mag jy op die Sabbat genees? As dit gaan oor gasvryheid of God se wil, ja. Toe genees Jesus die ou. Hulle het genadiglik nie sy uitnodiging daar gekanselleer nie, hy is nog genooi na die ete toe. Maar daar's 'n vreemde ding by die ete, want dit praat so van die posisies wat mense gesit het, en dit voel vreemd. Dis nou soos hierdie prentjie van Leonardo da Vinci, The Last Supper, die laaste avondmaal, wat altyd vreemd lyk, want het lyk asof Jesus die disippels gestuur het en gesê het, ons het 'n tafel nodig wat 26 mense sit en ons gaan net 1/2 van hom gebruik. Wat 'n groot mors is, maar dit is vir 'n baie eenvoudige en eintlik stupid rede wat ons nie aan dink nie. Ons het vierkantige, reghoekige of ronde tafels wat ons by eet en gebruik, want dit is prakties, dis maklik en dis hoe dit werk. Maar in hierdie tyd was die populairste tipe tafel wat daar was, die Romeinse U-vormige tafel gewees. En dis vir 'n baie eenvoudige rede gewees. Die mense het aan die buitekant van die tafel gesit en die slawe en werkers kon dan aan die binnekant inkom, borde opruim en ander goed opsit sonder dat dit die kuier steur. En dan het natuurlik so gewerk dat die gasheer, soos Jesus in die laaste avondmaal prentjie, presies in die middel sit. Dis die belangrikste persoon, dis een wat almal nooi, en dan, afhangende van hoe belangrik jy is, het dit bepaal hoe naby jy die gasheer sit. Maar omdat dit 'n tafel met daai vorm was, so almal kon praat, dis nou maar net, moet jy vir ouens wat soos ek aan die kant sukkel om te hoor, baie hard aanspreek, of kan jy maar so half saggies praat, nog steeds hoorbaar wees. So, die ouens wat naby sit kon geheime uitdeel, terwyl die ouens wat ver is al weet wat jy dink of sê. En Jesus vat hulle aan oor die posisie wat dit is. Nou, ek neem aan almal was al iewers by 'n troue of 'n funksie gewees. Dan is daar ons so 'n bord wat sê waar jy sit en wat jou posisie is. Want daar is normaalweg as dit een soos daai 'n U-vormige een is, dan is die bruidegom en hulle familie daar. En hoe nader jy in die familie is hoe nader jy daar sit. Selfs maar met die vierkantige tafels, die bruidstafel is daar voor, dan die nabye familie. En as jy een van die mense is wat genooi is, maar jy weet nie presies waar jy inpas nie, dan beland jy normaalweg so op een van die uithoeke. En hierdie posisie wat jy gesit het, het 'n redelike verskil gemaak, want dit is die verskil tussen, is jy iemand waar aandag gegee word, of iemand waar nie aandag gegee moet word. En Jesus sê vir hulle, baie eenvoudige ding van, wees maar versigtig om daai ding te doen wat tradisioneel gedoen wil word, want ek's belangrik, ek wil langs die gasheer gaan sit, en die probleem is, as die tafel dan almal vol is, en jy nie 'n baie belangrike persoon is, soos Jesus sê, kan hy kom en sê, sorry, jy is op die verkeerde spot. En hy gaan nie al die ander ouens laat opstaan om vir jou plek te maak nie, so, ewe skielik gaan jy van 'n baie belangrike en vername persoon na, jy het skande gekry. En dan vra mense die vraag af, waarom nooi mense vir ete? Nou, vriende en familie, vir 'n goeie rede, jy hou van hulle en jy geniet het om tyd met hulle te spandeer, en oor die ete kan jy lekker gesels. Ek het oor baie jare nog net een keer by mense geëet wat absolute stilte hierdie hele ete was, en dit was die onaardigste gevoel van my lewe. Want ek het nie geweet daar's mense wat as die kos bedien word, mag daar nie verder gepraat word nie. Daar word net geëet. Dis vreemd en snaaks dat meeste van ons gesels, en dan jy is oor goed, want jy het 'n gevangene gehoor. Solank so daar kos op die bord is, kan hulle nergens heen gaan. So jy kan met hulle enige iets praat, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, want hulle is honger, so hulle gaan sit. Die ander rede wat in daai tyd en vandag die geval is om te netwerk.
Jy nooi mense want, hierdie ou en hierdie ou kan dalk oor die weg kom, en as hulle goed doen, en klik, kan hulle dalk besigheid doen, en dit kan vir my tot voordeel wees, want dan gaan dinge beter, of ek kan die ou nooi, want hy gaan volgende keer daai ou dalk dan nooi, en dit gaan my belangriker maak, en dit is uit en uit hoe dit in daai tyd gewerk het. Jy het strategies mense vir ete genooi met die gedagte dat, as hulle kom, dan gaan dit nou 'n effek op jou hê, en kan dit jou in 'n baie positiewer lig laat kom, en so 'n bietjie sosiaal klim. Dan sê Jesus, as ander mense wat jy eerder moet nooi. As jy nou die 83 vertaling sê, aandete of middagete, as jy die nuwe vertaling of die ou vertaling kyk, dan sê 'n klein ete of 'n groot ete. Gaan hê, moenie jou vriende en jou familie en daai mense nooi nie. Gaan kry die mense wat krepeel is, die ouens wat blind is, die ouens wat arm is. Dis nou mense wat, hulle gaan weet baie geniet, hulle gaan baie dankbaar wees, hooplik ook goeie geselskap wees, maar vanuit 'n netwerkperspektief gaan dit nie verskriklik baie help nie, want hulle kan vir jou niks doen nie. Dis vir jou tot geen voordeel om hulle te nooi nie, jy doen dit maar net omdat dit nice is, en omdat dit reg is. Die Bybel sê, mense moet kyk na die weduwees en wese, en die saak van die magteloses behartig. So Jesus sê vir die voorste fariseer, een van die ouens wat die belangrikste in die omgewing was, wat as hy gepraat en dan almal geluister, mooi ouens wat nie omgee oor wie jy is nie, en wat vir jou niks kan doen nie, maar dit is soms die regte ding. Jesus sê vir hom, in jou oorvloed, as jy genoeg geld, genoeg kos het, om mense vir ete te nooi, so jy in daai lekker posisie is, moenie net hierdie ouens nooi, want Jesus het nie na die ouens gekom, by die tafel gesit en gesê, hier is 'n skande, hoe kan mens dit doen terwyl ander onderlei? Wat mense sou kon vra, maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het gesê, dis oké om oorvloed te hê, dis oké om jou pelle te nooi, dis oké om te netwerk, maar deel van jou oorvloed moet gebruik word om te doen wat goed en reg is. En die rede daarvoor is eenvoudig, want dit verheerlik God. Want as jy nie by mense guns kan kry, as hulle vir jou niks kan doen nie, dan kom jou beloning nie van mense af, maar van die Here. Keer op keer in die Lukas Evangelie, dan sal Jesus daai woorde gebruik en hy sê, die ouens wat hulle guns by mense kry, het klaar hulle beloning gekry, daar wag vir hulle in die hemel niks beloning nie. Maar vir die wat doen wat reg is, vir die wat nie beloon word, vir die goeie wat hulle hier op aarde doen nie, hulle vereer God, en daardeur sal hulle in die hemel, dit wat hierna wag, beloon word en die goeie ervaar. En dis wonderlik, en dis goed, en dis wat mens wil nie. Dis die hart van die Lukas Evangelie, om te doen wat reg is, om God se wil te doen, en te doen dit wat hom verheerlik, eerder as mense. Jesus kom sê hierso, die wêreld sê, dit is hoe jy populêr raak, dit is hoe jy voorkom, maar ek sê vir jou, dit maak nie saak nie. Soek eerder guns by God. En daar is 'n realiteit daarby, as jy suksesvol is, wil almal naby jou wees. Maar die oomblik wat jy bankrot speel, of aanjaag, of 'n massiewe fout maak, weet nie wie daar is nie, geen glad nie. As jy mense se guns jaag, dan is dit wat gaan gebeur. Terwyl as jy God se guns jaag, dan het hy wonderlike dit wat hy doen as jy aanjaag. Hy steek sy hand uit, tel jou op en sê, moet dit nie weer doen. Leef in liefde en genade. So wanneer mens God se wil nastreef, wanneer mens eenvoudig doen wat goed en reg is, dan kry dit vir mens in die hemel beloning waar dit saak maak. Maar daar's nog iets wat gebeur wanneer mens doen wat reg en goed is. Mense sien dit raak en hulle is nogal impressed. Daar is baie min rykes, baie min celebrities, baie min adellikes wat nie verskriklik baie liefdadigheidswerk doen nie. Dis deel van die rede dat ons van hulle hou, want hulle gebruik daarom van hulle geld en guns nice mense. Hulle is eintlik oulik, ons hou van hulle is daarom nie so bad nie. Mens kan nogal redelik baie mense oortuig dat, ten spyte daarvan dat mense soms 'n bietjie nors of kort af of wat ook al die geval mag wees,
is mens eintlik 'n decent mens, omdat jy doen wat goed en reg is. Jy word nogal vir baie vergeef as jy dit doen. Dit is wat in die vroeë kerk gebeur het. Die vroeë kerk het hierdie woorde van Jesus ernstig opgeneem en omgesien na die saak van mense wat geen voordeel verlei het nie. En dan sê Handelinge vir ons, hulle het onder die mense guns gekry. Die mense het van hulle gehou. En daar is 'n voordeel as jy onder die mense guns het, en dan sal hulle sê, jy kan eintlik daai wat vertrou. Maar nie so baie nie. Maak nie saak wat die mense oor hom sê, goeie mens daai. Maar meer is dit het 'n ander en interessante effek. Baie kere in hierdie lewe is daar 'n spul mense wat iets wil doen. Maar almal is doodbang om die eerste een te wees om dit te doen. As jy ooit by 'n partytjie was of by 'n vingerete of iets, en as die kos daar op die tafel of die koek staan gereed, en al wat het gebeur is, iemand moet gaan. En dan staan ons almal met ons handjies gevou, want ons wil nie die vraat wees wat eerste gaan. Maar ons is baie ons. As die eerste persoon gegaan het, dan stroom almal agterna. In hierdie wêreld is dit dieselfde. Meeste mense wil doen wat goed en reg is, maar mense is soms bang, gaan ek die enigste een wees wat dit doen gaan, ander dit ook doen, wat gaan gebeur as ek voorgaan? En die oomblik wat mense doen wat goed en reg is, dan soos die pikkewyntjies in 'n rytjie stap, volg die mense. Ons kan 'n voorbeeld vir ander stel en deur goed te doen, dan maak dit 'n verskil. Jesus het hierdie gesprek in die eerste plek gehad met een van die ouens wat ryk is en invloed het, met die wete dat as hy dit doen, dan is dit soos wat soms in 'n myndorp gebeur. Vergeef my, ek bly 'n groot deel van my lewe in myndorpe, maar as die buurman 'n laapak kry, dan wil mense ook maar 'n laapak kry. As hulle 'n ander kar kry, dan wil jy ook maar 'n ander kar kry. En as die buurman begin liefdadigheid doen, ons kan nie daar agter wees nie. Ons invloed kan positief en goed wees. So Jesus kom vertel in die eerste plek vir die ryk en die vernaamdes hierdie ding, maar ook vir elke liewe persoon wat sy woorde lees en dit hoor. As ons eenvoudig in hierdie wêreld goed doen en doen wat reg is, al kry ons in die oomblik geen voordeel daarvan, sal dit uitkom. Want in die eerste plek kry dit vir ons guns by God en daarna. Mense hou ook daarvan te sien dat goeie goed gedoen word. En net dalk motiveer dit ander mense om ook goed te doen. Dan versprei die koninkryk van God. Dus die geloof wat ons van deel is, gegaan het van 11 bang mense. Want toe Jesus gekruisig word, was nie een van hulle daar gewees nie. Hulle was bang gewees en hulle het gesê, ken hom nie, weet nie wie hy is nie. Maar deur eenvoudig te doen wat goed en reg is, het dit verander van 11 banggat mense na 2 miljard mense op hierdie aardbol, wat die Here dien, die Here liefhet, en 'n positiewe impak het, oralste waar hulle gaan. Lukas 14 kom nooi ons, nie soos die wêreld te wees, maar eenvoudig daar waar ons geplaas is, met dit wat ons het, te doen wat goed en reg is, en die wete dat die Here sal voorsien. So kom ons, neem die tyd en word saam voor die Here stil, en vra om ons te help. Hemelvader, dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat elkeen van ons die geleentheid het om U liefde en die genade te ervaar. Here, dankie dat U die lewe nie net swaar kry en lyding is nie, maar dat daar geleenthede is wat mens saam aan tafel kan sit, en saam met vreugde, saam met vriende en saam met familie kan vier. Here, help ons om wel te doen wat reg en goed is. Help ons asseblief om ons oorvloed, dit wat ons meer het as wat ons nodig het, nie te gebruik om te netwerk en te probeer voorkom en meer te probeer kry nie. Maar help ons om dit te gebruik tot eer en verheerliking van U naam en U koninkryk. Here, help ons om nie bang te wees, om die eerste een te wees om goed te doen nie. Maar help ons om daagliks daar waar ons die kans het, ook aan die wat ons nie kan help nie, wat vir ons geen voordeel kan inhou nie, goed te wees. Help na hand te wees vir die wat in nood is,
En help ons nie blind te staan teen die probleme nie, maar te kyk wat ons daaroor kan doen. Here, help ons in mekaar te ondersteun daar. Help ons met die verskil te wees wat nodig is in die wêreld. Here, help ons om die wat alreeds besig is om u werk van die koninkryk te doen, na te streef en na te volg, sodat die wêreld aangesteek sal word deur u goedheid, deur u gees, deur u genade. Here, mag ons elke dag so leef. Here, vergeef ons vir wanneer ons die punt mis, vir wanneer ons nie besef waaroor die lewe gaan, wanneer ons dink dit gaan oor mense, oor geld, oor roem, oor genoeg besittings, en nie besef, ons is eenvoudig hier op aarde, om u te verheerlik, om u te eer, om u liefde, oralste waar ons kom te versprei. Here, help ons asseblief, in hierdie wêreld, u liefde en genade, uit te sprei waar ook al ons die geleentheid het. Mag u Heilige Gees in ons wees, en ons help, om te doen wat reg en goed is, waar ons ook mag wees. Here, ons vra hierdie dinge, nie uit verdienste, maar alleenlik deur die genade. Amen. Daar is nou 'n geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dank. Kom ons staan saam en eer die Here met ons volk. Yes, my
Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die saamwees van die Heilige Gees, ons lei, ons beskerm, en ons dra, nou, maar ook tot in ewigheid. Amen.